Ek kuier vandag saam met Willie Venter en Jacques Taylor. Welkom Willie, welkom Jacques. Dankie. Die besigheid van landbou. Wat is die besigheid van landbou? Ek dink ons kan lank gesels rondom die besigheid van landbou, maar ek sê twee temas wil uitlig vandag. Die ene gaan oor landbou is markgedrewe en daarmee is marktoegang vir ons krities belangrik, veral in 'n Suid-Afrikaanse konteks. En die tweede deel, die volatiliteit wat ons binne landbou sien en die kosteknyping wat daarmee saamgaan, bepaal dat ons moet 'n kritiese massa of skaal hê in ons besigheid om landbou volhoubaar te kry. Ek gaan nou gesels met Willie oor skaal. Marktoegang, hoekom is dit so belangrik? Ek dink Suid-Afrikaanse landbou is in 'n baie goeie posisie waar ons 'n netto uitvoerder van produk is. So ons produseer meer as wat ons plaaslik kan verbruik. So daai marktoegang veral op buitelandse markte is vir ons krities. Want ek dink dit gaan ook vir ons help om prysrisiko bietjie af te dek. As jy weet jy het toegang tot 'n groot mark buite Suid-Afrikaanse grense. Maar dan moet jy voldoen aan daai markvereistes. Daai markvereistes is belangrik, jy moet volhoubaar kan lewer. Biosekuriteit raak belangrik, naspeurbaarheid raak belangrik. So dit raak eintlik 'n ander spel waarmee ons heidaglik speel as ons in die buitelandse mark wil begin speel. Dit kom terug, Willie, skaal. Dis 'n ander mark as jy in die buiteland wil speel en daar's 'n kosteknyptap wat jy moet bestuur. Hoe benader 'n landbouer dit? Ek dink die eerste gedeelte is dat mense moet met die twee elemente opbreek. En die eerste gedeelte is die element wat jy nie beheer het nie en die gedeelte wat jy wel beheer het. So wat is die elemente wat 'n mens oor beheer het is die strategiese beplanning en doelwitstelling, so om te weet presies waar jy op eindig. Jou hulpbronbestuur, so jou grondbestuur, jou waterbestuur, as ook jou finansiële bestuur, en daar's verskeie elemente wat daarmee gepaard gaan. Jou volhoubare praktyke, jou diversifisering van oeste, as ook jou tegnologiese integrasie. Ek dink presisieboerdery speel 'n groot gedeelte daarvan. En natuurlik ook enige plaasbestuur sagteware. Daar's verskeie tegnologie daar buite, is nie limited tot daai nie, wat jou kan help om jou plaas beter te bestuur en ook te skaal. So daai is die elemente wat jy in jou beheer het, en ek dink dit is belangrik om daai elemente, of deursigtigheid op al daai elemente, sodat jy jou jou koste kan verminder. En dis die gedeelte wat jy kan nie die prys bepaal nie, jy kan net jou koste probeer so ver as moontlik elimineer. En dit is hoekom dit vir my belangrik is. En het koste opgegaan? Ja, koste het opgegaan. Ek meen 'n goeie voorbeeld daarvan is aartappelboere. 7-8 jaar terug het jy teen R45.000 tot R65.000 hektaar geplant, en huidiglik is dit teen R145.000. So daai is 'n geweldige groei net in sy koste. En dit moet verhaal word en steeds winsgewend bly. Maar net Jacques, skaal kan op verskillende maniere benader word. En daar's verskillende antwoorde om te probeer daarby uitkom. Kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Ja, weet jy, ek sien skaal op twee vlakke. Is 'n horisontale uitbreiding. Menende koop nog grond by, plant bietjie meer. So dit wat jy doen jy net meer en meer en meer. Yes, en groter. Ja. En die tweede ding is 'n vertikale uitbreiding. So hoe kan ek waarde toevoeg tot my primêre produk wat ek op my plaas produseer? So meer in die waardeketting inkom. En daar 'n bietjie vir jou waarde ontsluit. En ek dink wat ons sien is, as jy vertikale integrasie, help dit tog om prysskommeling te bestuur in jou besigheid. Jy kan groter pryse skuif in die waardeketting rond waar daar marges is wat gemakliker bestuur kan word. Korrek. Willie, ons het nou gepraat van skaal, maar skaal verg kapitaal. En kapitaal is iets wat is altyd skaars. Gesels bietjie my daaroor. So tans as mens kyk na wat in boerdery aangaan, is 'n paar elemente staan uit. Een is dat daar's nie baie likwiditeit beskikbaar nie. Daar's ook nie baie vrye sekuriteit nie. So boere het redelik borg gestaan vir baie van hulle sekuriteit. Ons weet ook finansierders is nie noodwendig besig om teen volledige produksielenings uit te gee nie. En so vir my is dit bitter belangrik dat as jy al daai in ag neem, is dat boere hulle balansstate kan struktureer in die manier dat hulle kan skaal. Voorbeeld, 'n goeie boerdery sal werk op 'n 65% gearing voor oestyd en afkom na 10% na oestyd. Dan sien jy omtrent 42% na 75% ratio. So dit sê al klaar vir jou dat ons net nie genoeg afkom in terme van jou gearing op jou balansstaat nie. Suksesvolle balansstaat strukturering is bitter belangrik.
En natuurlik moet jy ook baie pad stap in jou bankbestuurder. So die realiteit is jou finansierer is nie meer net jou finansierder nie. Hy moet jou vernoot wees. In die sin van hy moet jou besigheid ken, hy moet landbou ken. En hy moet inkoop in daai langtermyn strategiese plan. Korrek, hy moet jou visie verstaan en hy moet inkoop in jou visie en hy moet in jou beplanning, jou strategiese beplanning moet hy deel wees van. Finansiering gaan altyd 'n rol speel as jy wil skaal en as jy kyk in die laaste 7-8 jaar met al die insetkoste wat opgegaan het, dit is nie net so maklik om te skaal nie. So jy omrede insetkoste hoër is, marge laer is, jy het nodig om groter te boer. So jy het baie elemente wat daar 'n rol speel. So jy sal moet jou beplanning om dit en jou besturing van jou finansiële bestuur om dit gaan baie beter moet wees. As ek luister na Willie, dis nie 'n eenvoudige besluit nie. Dis 'n besluit met heelwat komponente, maar dit moet 'n weldeurdagte besluit is. Waar pas iemand soos julle in hierdie besluit in? As 'n insetverskaffer, maar ek sien ons veel meer as 'n besigheidsvernoot as net 'n verskaffer. En ek dink dit is wel hoe die produsent of die boer na al sy insetverskaffers moet gaan kyk. Want as jy regtig besigheidsvernote rondom jou wat kan help om van hierdie risiko's af te dek en jou te help om te kan skaal. As ons weer gesels, wil ek klem lê op 2 elemente waarna ons nou geraak het. Ek wil klem lê op die feit dat jou verskaffers is 'n vernoot in 'n groter ekosisteem en almal moet inkoop in jou langtermyndoelwit en ook tegnologie en waar tegnologie inpas en hoekom skaal en tegnologie so belangrik is. Dankie Jacques, dankie Willie. Dankie vir jou.